Ja, broers en susters, op die fris oggend, baie hartlik welkom. Meeste van julle kon ek daar 'n handdruk gee. So dankie dat jy hier is. Ek gaan net nou so 'n bietjie net verder daarop uitbrei. Net een of twee saakies wat die aankondigings aanbetref. Julle kan self lees op die eerste bladsy die inligting 4de Koninkryk Sondag, sal reeds die 4de een wat beteken 'n maand is alreeds verby. Dan die enigiemand wat dan wil graag wil kom saam bid op 'n Woensdag. So ons sal Woensdag sal ons weer saam amptelik saamkom om te bid. En toe ek nou daaroor gedink het, so ons by Woensdag kom, dan is dit 6 weke. Kan 'n mens glo dat ons nie by mekaar was nie. En dan die hamburgerverkope, so ons sê dit maar net dat as dit vir jou moontlik is om daai dag te kom help, maak net 'n knoop in jou oor asseblief, die 11de Julie. En dan die ander groot knoop wat jy moet maak, al twee ore wat jy sommer moet knoop inmaak, of as jy al twee ore sommer aan mekaar kan vasbind, vir die 1 Augustus die winterfees, en sommer ook help om vir mense sommer net te vertel daarvan. Daar is 'n hele sweterjoel van tafels wat daar gaan wees, maar van ons kant af, ons gaan pannekoek bak. As daar enigiemand is wat bereid is om 'n pot sop te maak, asseblief, jy kan vir ons daarmee help. Vir die pannekoektafel gaan ons koekmeel, olie, suiker, eiers nodig hê. Vir die wit olifanttafel enige vooraf geliefde item. Nou, dis nou die mooi Afrikaans vir pre-loved item. So as daar enige iets is wat jy van tevore lief gehad het en nou nie meer voor lief is nie, so ons soek nou nie jou vrou of jou man of jou kinders of so iets nie, maar ander goed, julle weet nou wat ek daarmee bedoel, vir die tafel asseblief. En enige lekker goed, ou speelgoed, en weer eens, nou nie jou man nie, of enige interessanthede vir die tombola tafel, daarvoor asseblief. Ek dink nie as julle met julle ou mans of so daar gaan aankom, dat daai tafel enige sukses gaan behaal nie. En dan, as jy 'n knoop maak, kom help vir ons daardie dag, want ons gaan hande hê om op daardie dag vir ons te kan help. So asseblief, en as jy enige iets meer wil weet, kontak vir Cynthia of vir Rianda, en hulle sal vir jou meer inligting gee. Dan al die persone op ons lys van voorbidding, die name is daar. Hou asseblief vir hulle in julle gebede, terwyl ek sommer net so met die lys afhardloop, en Trina het net vir my gesê, hulle gaan nou vir die volgende 2 Sondae nie hier wees nie, gaan nou 'n bietjie warm plek toe, nou nie daai warm plek nie, maar Durban se kant toe, waar dit lekker warm is, so jy moet veilig ry en lekker kuier, en as sy terugkom, dan moet sy weer vir behandeling gaan. Rose het donderdag operasie gehad, ek het nou nog nie enige iets meer gehoor, net as dat al die kanker verwyder is nie. En Hans, wanneer gaan julle met vakansie? Die 1 Julie, so dis ook om die draai. Ek hoop voordat die vis nie klaar geloop het, ten tyd wat julle daar kom, ek sien die skole vis, die ouens trek al uit, so ek hoop dat hulle nog vir julle ook nog iets gaan oorlos. Dan 2 verjaarsdae hierdie week, die 24ste is dit Wilma Fouché, en die 25ste is dit Roan de Klerk, en dan die gedeelte wat op die vandag se skriflesing wat vir julle afgedruk is. En dan op die laaste bladsy, dan is daar die gedeelte oor baie dankie aan elkeen wat die gemeente getrou finansiëel ondersteun.
Miskien sien jy dit nie meer raak nie, of miskien lees jy dit nie meer nie. Ons is 'n klein gemeente met min lidmate en die oorgrote meerderheid van ons lidmate is nou al ouer en op pensioen. En met die ouderdom dan kom daar maar allerlei uitgawes, waarvan die grootste na alle waarskynlikheid die mediese uitgawe is. 'n Mens kan seker nog bietjie minder eet en jy kan bietjie minder rondry en goed, maar niemand van ons kom by 'n punt waar jy weet ek kan nou bietjie minder siek word nie. As jy ouer word, dan is dit een van die dinge wat gebeur. En dit gebeur dan met almal of met baie mense dat begroting onder druk kom. So dis die opset in ons gemeente. So ek wil dit net graag weer onder jou aandag bring, dat ons hier vanuit die kerkkantoor uit is baie dankbaar daarvoor dat julle ook die gemeente getrou finansiëel ondersteun, en dit maak dit moontlik. Julle werk nou nie altyd daarmee nie, of julle werk nie daarmee nie, en is nou al seker vir 2 of 3 of 4 jaar dat ek elke keer sê ek wil graag een Sondag ons gemeente begroting met julle deel, dat julle kan sien wat doen ons met julle geld. Maar die Here seën vir ons, en dit wat ons dan invorder en wat ons bymekaar maak, dit help dat ons hierdie gebou se deure kan oophou. Mense kom baie keer sommer net hier by ons aan, en dan wil hulle graag 'n begrafnis hou. Mense wat nie noodwendig hier by ons inskakel nie. En dan is dit nie mense wat weet wat se planne het ons gemaak om hierdie kerk se deure oop te hou. Waar het ons die geld vandaan gekry vir elektrisiteit, en waar het ons die geld vandaan gekry om water en ligte te betaal, en waar het ons geld gekry om net 'n klomp dinge te doen. Die blote feit dat ons net die liedere op die skerm elke Sondag kan plaas. Ons moet lisensiegeld daarvoor betaal. So oral het ons maar geld nodig, en die Here het vir ons regtig wonderlik oor die afgelope 3 jaar geseën, dat daar 'n klomp goed is wat ons kon gedoen het, uitgawes wat ons kon aangaan, dakke wat reggemaak is, die matte wat ons in die kerk ingesit het. Die Here was vir ons regtig goed. Moet nie as dit op die blaadjie staan, moet nie dat dit leeg by jou verbygaan nie. Ons sê dit elke week, sê ons dit met groot dankbaarheid vanuit die kerkkantoor se kant af vir julle, dat ons groot waardering het daarvoor dat julle die gemeente finansiëel ondersteun. Nou wanneer ek dankie sê, dan wil ek ook, want hier is nou laaste Sondag voor die skole sluit Vrydag, en dan kry ek nie altyd so die geleentheid om ook dankie te sê. So van my kant af vanmôre, kom ons noem dit nou maar die eerste helfte van die jaar wat verby is, wil ek vir jou dankie sê dat jy kom meeleef het. Ek is heeltemal bewus daarvan dat die lewe het baie verander, soos wat meeste van ons in die kerk groot geword. 50 jaar gelede en 60 jaar gelede, wat ek kan onthou, was Sondag, het daar niks anders gebeur in die land as dat mense het kerk toe gegaan. Dit was baie vreemd as iemand nie kerk toe gegaan het. En dit het oor die jare het dit baie verander. Ek het dit al van tevore ook gesê, gebruik nou so 'n bietjie tyd, maar ek sal korter wees wat die diens aanbetref. Vroeger jare sou mense mekaar snaaks aangekyk het as jy nie kerk toe gegaan het.
Vandag kyk mense jou snaaks aan as jy wel kerk toe gaan. Mense kyk jou snaaks aan as hulle sien jy het op 'n Sondag het jy klere aan wat lyk asof jy ergens was. Maar ek wil vir jou dankie sê dat jy kom meeleef. Ek is ook daarvan bewus wat ek al baie keer vir julle gesê het, dat daar is baie beter predikante, dominees, predikers, begeleiers, mense wat pastoraal met iemand 'n pad kan loop as wat ek dit kan wees. Maar van my kant af wil ek vir jou sê dat daar nie 'n geintjie in my hart is waarmee ek nie vir jou lief is en waarvoor ek nie vir jou omgee. Miskien kom ek nou nie elke dag by jou uit of jy kry nie gereeld 'n boodskap van my nie, maar ek kan jou waarborg, jy kan as jy 'n probleem het, kan jy vir my 12 uur enige tyd van die nag bel. 2 uur in die nag kan jy vir my bel en sê ek moet jou nou sien en dat dit blyk dat die probleem erg genoeg is dat ek inderdaad moet opstaan en ek sal opstaan. En as ek moet weet dat jy in die hospitaal is en dat ek daarvan weet, dan sal ek vir jou kom besoek. So vir jou om saam met my hierdie pad te kom loop, wil ek vir jou dankie sê. Die woorde vanmôre van ons diens, wat gee jou hoop? Vir my gee dit hoop om te sien dat daar wel nog mense is wat vanmôre op 'n koue Sondag kom besluit het, nee, ek gaan maar eerder in die bed lê vanmôre. Sou in die bed kon lê en na die stroming kon geluister het of daarin geskakel het. So dankie dat jy hier is. As ek dit nie genoeg sê nie, dan wil ek dit vanmôre sommer maar weer duidelik sê. Dankie dat jy op 'n Sondag kom. Dankie dat jy na die tyd, as dit vir jou moontlik is, bly om koffie te drink en bietjie saam te kuier. Dankie vir die kerkkantoor, vir alles wat daar gedoen word, wat meeste van ons nie weet wat daar gedoen word nie, en baie goed wat ons sommer net op die kerkkantoor afskuif, of wat ons aanvaar, dit is wat die kerkkantoor moet doen, so baie dankie daarvoor. En as jy dan nou in hierdie tradisionele tyd van wat die skool sluit en wat mense weggaan met vakansie, nou as jy weggaan en jy bevoorreg is om weg te gaan hou lekker vakansie, gaan rus lekker, gaan beleef die seën van die Here om te kan wegkom en by jouself uit te kom en ook rustig te kan wees om ook jou drade en jou verhouding met die Here ook weer op te tel. Daar by die klomp Nelle is daar, het hulle vir my gesê, al die kinders is nie vanmôre hier nie met al die met die skooldinge, so hulle het verskoning gemaak. Petro, hulle sien ek is nie vanmôre hier nie, ek weet nie of hulle verskoning gemaak het nie, maar is sommer net so tussendeur wat ek mense wat gereeld hier is, wat ek dan sommer net aanvaar dat daar 'n rede is hoekom hulle nie vanmôre hier is nie. Dan vir al die vaders, hoop julle het 'n mooi dag. Nou ek hoop nie die kerkkantoor het my koffie wat ek gekoop het hier aan die pakkies lyk vir my so dat die koffie wat ek ons nou vir myself koop om in die weer tussen kerkkantoor te kom, lyk vir my die het hulle nou gebruik. Lyk vir my gou vanoggend gou weer draai kom maak om gou vir ons paas iets saam te flans. Nee, ek grap sommer nie. So vir al die vaders vandag, hoop julle het 'n baie mooi dag en 'n geseënde dag en 'n heerlike vreugdevolle dag saam met julle mense en as julle boodskappe gekry het
wonderlik om te kan weet dat mense dink aan jou en dat mense vir jou ook mooi wense toewens op 'n dag soos vandag. Baie van ons dink ook nou maar natuurlik aan ons paas wat nie meer leef nie. So vir die jonges wat hier is, jou pa nog leef, wees dankbaar daarvoor. Goed, ek hoop en vertrou ek het daarmee dan 'n klomp dinge gesê. Ek het heel wat tyd gebruik, so ek gaan wat die diens self aanbetref, sal ek dan heel wat korter wees. Dan ook daar by die huis, natuurlik wil ons vir jou ook of vir julle verwelkom en as dit as jy ergens dis mos maar hoe dit met die internet en goed werk, as jy dalk ergens so per toeval op vandag se geleentheid afgekom het, nou ja, seën vir jou ook en jou verhouding met die Here. Ek dink as 'n ou so rondsoek en 'n ou kom by verskillende kerke en gemeentes en boodskappe uit, dan sê dit ook maar iets dat 'n mens wil eintlik ook maar so tussen al die baie dinge wat gepost word, soek 'n mens ook na dit wat regtig vir 'n mens van waarde is, dinge wat met die Bybel te doen het, en so hoop ons dan ook dat jy ook vreugde en vrede saam met die Here sal beleef. Nou kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie oomblikke wat ons as gelowiges het om saam met mekaar in U teenwoordigheid te wees. Seën vir ons wanneer ons so in U naam by mekaar is, wanneer ons saam sing, saam bid, saam luister na U woord. Mag alles wat ons vanmôre doen, U naam verheerlik. En Here, wanneer ons vandag Vadersdag vier, dan dink ons aan die een groot Vader, ons hemelse Vader. U Here wat gans anders is en gans anders, totaal anders, heeltemal anders optree en maak, soos wat 'n aardse pa doen. U het baie meer lief. U arms is baie langer om nader te trek. U skoot is baie groter om baie mense op te tel en vir hulle daar te laat sit. Ons eer U Here dat U ons oë oopgemaak het, dat U ons Vader is, dat U vir ons omgee en dat U vir ons lief is. Dankie dat U vir ons vanmôre wil sien, maar dat ons ook vanmôre kan weet, U sal môre saam met ons wees. En ook oormôre en elke dag van ons lewe, totdat ons eendag klaar maak met hierdie lewe en dat ons na U, Here en Hemelvader toe, kan oorgaan. Seën dan vir ons in Jesus Christus se naam. Amen. Broer en suster, genade dan en vrede vir jou van God, ons hemelse Vader, sy Seun Jesus Christus en van God die Heilige Gees. Ons gaan staan, dan gaan ons 'n lied saam sing en na die lied gaan ons bly staan, want dan gaan ons geloof saam met mekaar bely. If the
skoonheid van die Skepper speel my neer. Die glorie sprei en vlek van aarde, genade sweer van volke hoog en vry. Die Skepper self vir my gewone sterfte, die Skepper ons liefdeslied het in my. Ek sien die kruis voor die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die doornspat die graf. Ek kniel neer om nederig en dankbaar, vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pijn, die liefdesloop bevry. En van die kruis, dan kom die sy broeder. Die lam van God se liefdeslied tegen my. Wat is die mens van die bronsstof belang? En wie is ek, wat die vir my sorg? Hoe groot die liefde is ons genade, die lam van God se liefdeslied tegen my. Hoe groot die liefde is ons genade, die lam van God se liefdeslied tegen my. Van krib tot kruis weer klink die liefdeslied vir my. As jy vrymoedigheid het, bely dan ook hierdie volgende woorde hardop saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ek kan maar weer sit. So ek wil graag vanmôre dan gedagtes met jou deel, en as jy jou Bybel gebring het, dan het jy gesien, dit is uit Hebreërs hoofstuk 3. Anders kan jy in die blaadjie, is dit vir jou daar afgedruk, dan kan jy dit daar volg, en as jy 'n pen het, dalk is daar 'n nota of wat jy wil maak, of dalk is daar iets wat jy wil onderstreep, so sien maar die blaadjie as dit is joune, en gebruik dit dan ook dien ooreenkomstig. Hebreërs hoofstuk 3. Daarom broers wat vir die Here afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping, moet julle noukeurig let op Jesus, die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Hy is getrou aan God wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses,
net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. Christus daarenteen is as seun getrou oor die huis van God. En ons is sy huis as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetap, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken. Toe het ek in my toorn 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het nie? Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy 'n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Ek lees dan net daardie gedeelte saam met jou. Nou soos ek net nou gesê het, wat ons tema aanbetref, wat gee jou hoop? En aan die hand van hierdie gedeelte wil ek juis net enkele gedagtes met jou deel oor dit wat ek maar net aanhoudend in mense se lewens en dat dit ook in my eie lewe ook gebeur met dinge wat in die lewe gebeur en dinge wat met 'n mens gebeur, dat 'n mens hoop wil verloor. Wanneer 'n mens sien dat daar so baie dinge in ons land en in die wêreld klaaglik misluk, dat mense lewenslus verloor, dat daar tog maar net onwillekeurig by 'n mens hierdie gedagte na vore kom, maar wat gee vir 'n ou hoop? Wat is daar wat op die einde van die dag maak dat die lewe vir 'n mens nie moeite werd is? En veral so baie van ons wat nou al ouer geword het, en lyk dit vir my by so baie mense wat ouer geword het, dat die mismoedigheid net soveel meer is as wat daar by jong mense is. 'n Mens sou tog dink dit moet anders wees. Jong mense is veronderstel om die vraag te vra oor môre en oormôre. Gaan ek kan
bly vashou om die werk te doen wat ek nou doen? Gaan ek eintlik krag hê om nog met dinge aan te hou waarmee ek besig is om kinders in hierdie wêreld groot te maak en alles wat daarmee saamgaan? En ou mense wat eintlik reeds die pad geloop het, wat eintlik behoort te sê, maar dis wonderlik om met hoop te kan lewe, want ek kyk terug oor 'n lewe waarin daar vir my gesorg is, waarin daar telkemale uitkoms gegee is. Dat die baie kere wat 'n mens gewonder het, antwoorde vir die baie vrae, dat die Here dit wel gegee het. En nou wil ek die ding maar weer sê, wat ek baie keer sê, is as 'n mens dan nou vra, wat gee jou hoop? As dit by my en jou so elendig moet gaan, hoe moet dit dan wees by iemand wat die Here nie ken? Vanmôre terwyl ek wag dat die tyd gou net so bietjie moet verbygaan, dat ek ook my goed kan by mekaar kom en dat ek werk toe kan kom, toe blaai ek so vinnig deur 'n nuusbrief wat ek elke dag ontvang, en die deel van die nuusbrief wat ek so vinnig net gelees het, skryf die persoon oor presies hierdie ding, maar dan ook bietjie verder, in die sin dat wat 'n mens nie net alles moet doen om uiteindelik sin en hoop vir hierdie lewe te ontdek nie. En dat hierdie skrywer baie ander skrywers en mense aanhaal en van hulle materiaal gebruik maak om te sê, wat skryf mense? En toe ek klaar gelees het, toe daar net hierdie een ding by my na vore gekom, en dit is dat mense kan gaan soek net waar hulle wil in hierdie wêreld vir hoop en dinge wat vir jou moed gee. Uiteindelik is daar net een ding, en dit is naamlik dat die lewe word net gevind in die Here self. Dalk het julle, soos ek ook, maar dat 'n mens oral soek na wat is daar wat die moeite werd is in hierdie lewe. Net een ding bly staan, en dit is die Here self. En nou kom skryf hierdie skrywer, en 'n mens moet, as jy by Hebreërs kom, moet 'n mens baie versigtig wees, dat ou nie sommer dadelik word gesê, en Paulus sê dit ook, dat ons weet nie, wie het hierdie boek geskrywe nie. Maar ons weet net, hy is onbekend op universiteit. Toe vra die professor, toe nou een keer vir 'n student, oor wie die boek geskryf het, en die student het so begin dink en kopkrap en sê, "Jo prof, ek het nou so 'n bietjie vergeet, maar gee net 'n bietjie kans, ek sal nou by hom uitkom, ek sal nou op sy naam kom." Toe sê die professor vir hom, "Man, ja, ek sal baie bly wees, want ons probeer ook nou al jare lank uitvind wie het die boek geskryf het, so as jy weet wie dit is, kom sê maar gerus vir ons." So ons weet nie wie die boek geskryf het nie, maar hierdie skrywer wil ook net soos baie van die ander skrywers in die Nuwe Testament vir die Christene wat verstrooid was, wat vervolg is, vir hulle omskrywe, om vir hulle te sê, wat is dit nou waaraan 'n mens werklik moet vashou om vir jou hoop te gee? En die eerste ding wat hierdie skrywer dan wil kom sê, is naamlik om te sê dat Jesus is ons apostel en hoëpriester. Nou die Ou Testament sal julle onthou
dat die hoëpriester was die ou wat net een keer in die jaar namens die volk in die allerheiligste kon ingaan om daar vir die volk in te tree. Net een keer per jaar. En nou wil hierdie skrywer kom sê, maar Jesus het ons hoëpriester geword. En die offer wat hy gebring het, was nie net 'n offer nie, maar hy het homself as offer gebring. En deurdat hy homself as offer gebring het, het hy hierdie afstand wat daar tussen God en mens was, die voorhangsel, wat ons van weet, wat geskeur het met die sterwe van Jesus Christus, het Jesus dit vir ons moontlik gemaak, dat ons vrye toegang tot die Vader kan hê. En dis iets waaraan ons as gelowiges ons nooit ooit kan ophou om ons aan te verbaas nie. Naamlik dat hierdie vrye toegang wat daar is, ons het so groot voorreg bo die klomp Israeliete. Hulle het iemand nodig gehad. Hulle kon dit nie by hulle self doen. Maar ek en jy het hierdie groot voorreg ontvang om vrylik na die Vader toe te gaan. Die een woord wat ook hier na vore kom, of in die oorspronklik na vore kom, wat ons nou nie hier in ons gedeelte raakloop nie, is dat die skrywer ook van Jesus praat, wat ons ambassadeur is. Wat doen 'n ambassadeur? 'n Ambassadeur is iemand wat aangestel word, wat in 'n ander land, ons land gaan verteenwoordig. En ons kan nou maar so in hierdie jaar se geskiedenis, in die nuusberigte kan ons gaan lees van wat daar in Amerika gebeur het met die ambassadeur wat daar was en al die ongemak wat dit veroorsaak het. Maar Jesus wat ook ons ambassadeur is, wat as apostel vir ons kom vertel, 'n titel wat baie min aan Jesus toegedig word, naamlik dat hy ook apostel is, om vir ons te kom vertel van die Vader, om vir ons te vertel van die hemelse woonplek. Die plek waarheen ek en jy op reis is. En dan kom hier die skrywer en dan vergelyk hy Jesus met Moses. Die rabbies in daardie tyd, as hulle geskryf het oor Moses, dan het hulle gesê, daar was nie nog so iemand soos Moses gewees. Daar was nie iemand wat Israel op 'n manier gelei het soos wat Moses dit gedoen het nie. En dan kom sê hierdie skrywer, maar Jesus is nog baie meer as hierdie Moses. En dan gebruik hy die voorbeeld van 'n huis. En ek en jy behoort dit baie goed te verstaan, want ons bly almal in huise. En wanneer ons dink aan ons huis, waar ons woon, en waar ons terugtrek van wanneer die lewe begin druk en wanneer die lewe knyp, dan is ons baie dankbaar vir die huis. En iemand sal dalk miskien vir jou kan sê, jy bly in 'n baie mooi huis. Maar die eintlike een wat die eer moet kry vir daardie huis, is die een wat die huis gebou het. En so wil hierdie skrywer dan ook kom verwys, as hy praat van die gebou, dan wil hy ook kom verwys na ek en jy, wat God se huis is, wat God se gebou is. En hierdie huis en hierdie gebou, wat hy afgesonder het, om sy naam mee te verheerlik.
En wanneer hy dit vir hierdie mense kon gesê het, vir sy gehoor, dan wil hy vir hulle kom sê, en ons is sy huis, en wat ons as sy huis moet doen, is om met moed en oortuiging te bly vashou aan dit wat ons aanhoor. As 'n mens nie hoop het nie, wat se sin lê daarin om in die môre op te staan? As 'n mens nie hoop het dat dinge kan verander, waarom sal 'n mens probeer om planne te verander? En waarom sal 'n mens moeite in 'n ding insit? As 'n mens nie hoop het dat iemand kan verander, watter sin en rede bestaan daarin om dan nog vir iemand te bid? Nou kom sê hierdie skrywer, ons wat die Here se huis is, moet met moed en oortuiging. As ek en jy oortuig geraak het daarvan dat die Here my verander het en dat die Here my kon verander het, dan is dit na alle waarskynlikheid waar dat hy ook, wie dit ook al is wat saam met jou leef, tussen jou leef, kan verander. As die Here ander lande in die wêreld kon omkeer, en dat dit lande is wat opstaan, en dat dit lande is wat verklaar en wat sê dat God is koning, waarom sal hy dit nie ook vir 'n land en 'n dorp soos ons kan doen nie? En dan daardie laaste 12 verse wil hy dan dit in 'n praktiese deel kom verpak, dit wat hy in die eerste 6 verse gesê het. En daarmee wil hy dan kom aansluit by die psalmskrywer wanneer hy sê, vandag. En hierdie vandag word met 'n baie spesifieke rede ook vandag genoem en gesê. Dit sal nogal snaaks wees, nê, as jy 'n uitnodiging ontvang na een of ander geleentheid toe. Maar daar's nie 'n datum en daar's nie 'n tyd bygesit nie. Hoe sal jy weet waarvoor moet jy regmaak, vir wanneer moet jy regmaak? Maar as daar 'n spesifieke datum en tyd aan 'n ding gekoppel is, dan weet 'n mens waarvoor moet jy regmaak en gereed maak. En nou wil hierdie skrywer met groot nadruk wil hy dit kom beklemtoon. En die taal wat hy vooraf in daardie eerste 6 verse gebruik het, is om ook te sê dat jy jou daarop moet toelê. Dat jy daaraan moet dink, dat jy daarvan bewus moet wees. Dat vandag, want dit is eie aan die mens om te wil uitstel. Dis eie aan die mens dat as dit my nie nou regtig pas nie, dan skuif ek dit uit na môre. Een van die beelde wat ek raak gelees het, is soos 'n vliegtuig wat op 'n aanloopbaan besig is om spoed op te tel dat hy moet opstyg. Maar ergens moet hy genoeg spoed optel, want die aanloopbaan gaan nie vir ewig aanhou nie. Hy gaan die vliegtuig uit tyd
of uit spasie of uit pad uit hardloop. En vir die mens, dalk vir my en vir jou ook vandag ander maak, dat ons hierdie ding moet hoor vandag. Dit onderstreep dringendheid. Dan moet 'n mens na die stem van die Here hoor en nie wees, en dan gebruik hy die voorbeeld van die ou klomp Israeliete daar in die woestyn. Gedurig gekla. Ons het nie dit nie en ons het nie dat nie en hier is dit verkeerd en daar is dit verkeerd. En dat hulle die Here op 'n stadium so beproef het, dat hy dan ook gesê het, en dat dit daar neerkom, dat as jy ongelowig is, kan jy in sy rus nie ingaan. En wat 'n skerp woord vir die kerk en vir die wêreld. Om ongelowig te wees, beteken dat jy nie die ewige rus, God se rus kan ingaan. Dat jy dit nie nou in jou lewe sal beleef nie, maar ook nie eendag nie. En daarom wil hierdie skrywer groot klem daarop lê om te sê, dat wanneer daar 'n gesindheid van ongeloof by iemand ontstaan, en dat hy van die lewende God afvallig word, dat ons, die kerk, op so iemand se lewe sal let. En wonder hoeveel van ons word nog regtig daardeur geraak. En ons ken maar die ding wat mense sê, om kerk toe te gaan, bring jou nie in die hemel. Dit mag dalk so wees. Maar wanneer 'n mens jouself losmaak van die geloofsgemeenskap, dan veroorsaak dit dat 'n mens al hoe losser lewe. En daar kan net een ding in 'n mens se lewe gebeur, dat wanneer jy nie meer in verhouding met die Here leef nie, dan leef jy met iemand anders buiten die Here in verhouding. En daarom moet dit vir my en vir jou maar altyd weer raak. Wanneer ons sien dat iemand is nie hier nie, iemand leef nie meer nie. Nou, dit is nie altyd so eenvoudig nie, maar ten minste moet 'n mens dit in die lewe vir jouself vra. Wat is dit wat maak dat iemand aan God ongehoorsaam is? Daarom vandag, ook as ek en jy die stem van die Here hoor, wat maak ons daarmee? En as die Here vandag met my en met jou praat, wat gaan gebeur? Mag die Here in sy groot liefde en genade gee, dat hy wat met ons praat en hy wat met ons besig is, hy wat ons hoëpriester is, dat hy die een is wat nie net vir my en vir jou hoop gee nie, maar ook hoop wil wees vir 'n wye wêreld. Amen. Here, baie dankie dat U nie net hoëpriester is wat U lewe vir ons gegee het nie, maar dat ons vanmôre ook kan weet
U tree vir ons in. Dit bly altyd een van die wonderlike momente in die lewe, Here, wanneer 'n mens weet van iemand wat vir jou bid. Dankie dat ons vanmôre ook kan weet, U bid vir ons. U begeer 'n lewe waarin ons in verhouding met U sal leef. Nie maar net om te weet dat om in U te glo bring vir 'n mens in die hemel nie, maar om in U te glo sodat 'n mens se totale lewe kan verander. So weet ons ook, Here, dat hierdie wêreld, die bestaan van hierdie wêreld, besig is om uit aanloopbaan uit te hardloop. Dat ergens die einde moet kom. Hoe gaan ons harte nie vanmôre uit? Nie noodwendig na mense wat U nie ken nie, maar vanmôre na mense wat onverskillig met U lewe. Morsig met U lewe. Christenmense wat afgestomp geraak het. Sal U nie vanmôre weer in ons lewe kom werk? Sal U nie weer ons lewe kom gebruik as voorbeeld vir hulle wat vir een of ander rede dalk net nie meer dink U is die moeite werd? Of mense wat dink dat die manier wat hulle leef is goed genoeg. Dankie vir hierdie dag, dankie dat ons as gelowiges kon by mekaar gewees het. Seën dan ook vir ons in die res van die week. En laat U naam deur ons lewe verheerlik word. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons sluit af met ons laaste lied.
Ontvang die seën van die Here en van leef elke dag in die hoop wat hy vir ons in sy lewe bewerk het. Ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van God se Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly totdat Jesus eendag weer op die wolke terugkom. Amen.